Goeiemôre luisteraars. Weer eens baie hartlik welkom by Fontein van Vrede. Dankie dat jy ingeskakel het en saam luister vandag. Ek wil vandag begin deur te lees uit Kolossense 2 vanaf vers 1 tot vers 5. Die gedeelte gaan so: Ek wil hê julle moet weet hoe ek my vir julle inspann. Dit is of ek in 'n ewige geveg ter wille van julle en die Laodiseërs gewikkeld is. Selfs ook vir hulle, wat ek nog nie persoonlik ontmoet het nie. So wil ek hulle bemoedig. Hulle moet besef dat ons deur die drade van liefde aan mekaar vasgeweef is. Hulle moet die geheim van God, naamlik Jesus, leer ken. Dit het hulle ryk laat voel. Skatte word in 'n skatkis gebêre. Om die goddelike dinge te ken en te verstaan hoe dit werk, is vir Christene soos 'n waardevolle skat. Dit is in Jesus opgesluit en kan net by hom gekry word. Ek beklemtoon dit, sodat niemand julle op die verkeerde spoor kan lei met redenasies wat slim mag klink, maar eintlik net van leuns deurtrek is nie. Ek is dalk wel nie persoonlik daar by julle nie, maar in gees is ek tog saam met julle. Ek praat dus nie sommer, as ek sê dat ek is baie bly oor die ordelike en stylvolle manier waarop julle dinge doen nie. Ek is net so bly daaroor, dat julle nie 'n duim toegee, maar rotsvast bly staan, wanneer dit kom by wat julle oor Jesus glo. Luisteraars, toe ek hierdie gedeelte lees die eerste keer, toe voel dit vir my asof Paulus sommer hier oorkant my om die tafel sit. Hy praat met die gemeente van Laodicea, die laaste gemeente van Openbaring, en onmiddellik begin dit vir my voel asof Paulus sommer direk met my praat. Ek kom tot besef dat wanneer ons vandag Kolossense 2 oopmaak, stap ons nie net bloot in 'n antieke dokument in nie. Ons stap in 'n lewende profetiese woord wat die Heilige Gees deur Paulus gegee het vir die kerk wat hy nog nooit persoonlik ontmoet het nie. Paulus sê in Kolossense 2 vers 1 dat hy hard stry vir die gelowiges in Kolossense, vir die Laodiseërs en vir almal wat hy nog nie persoonlik ontmoet het nie. Hierdie frase is merkwaardig, want dit is asof Heilige Gees deur Paulus se pen oor die eeue heen uitstrek en sê dat hierdie woord bedoel is vir die kerk van die laaste dae, vir die louwarm kerk, vir die geslag wat die finale stryd sal beleef. Daarom is Kolossense 2 direkte boodskap vir die kerk van vandag. Die kerk is nie struktuur van baksteen en sement nie. Die kerk is die mense van God, die liggaam van Christus, elke gelowige wat deur die Gees lewend gemaak is. Paulus herinner ons in 1 Korintiërs 12 vers 27, julle is die liggaam van Christus, en afsonderlike lede daarvan. Dit beteken dat die kerk nie 'n plek is waar ons gaan nie, maar 'n identiteit wat ons dra. Die kerk is die ek wat glo, en jy wat volhard, die ons wat saam die teenwoordigheid van Christus in die wêreld beliggaam. Wanneer Paulus dus die kerk waarsku, bemoedig, opbou, praat hy nie van 'n instansie of 'n organisasie nie. Hy praat met elke gelowige wat deel vorm van Christus se liggaam. Ons is die kerk. Wanneer ons liefhet, wanneer ons dien, wanneer ons gehoorsaam is en saam staan, wanneer ons Christus verheerlik, die liggaam leef deur sy lede. En daarom dra elkeen van ons die roeping om Christus se hart, sy waarheid, sy liefde sigbaar te maak. Die kerk is nie 'n adres nie. Dit is nie 'n gebou nie, dit is 'n lewe, 'n liggaam. Kerk is nie 'n Sondagoggend byeenkoms nie, maar my en jou daaglikse getuienis. Ons is die kerk, ieder en elk van ons, saam verbind in Christus. Paulus begin deur te sê dat hy stry. Hy stry nie met menslike wapens nie, maar met geestelike vasberadenheid, voorbidding, waarheid.
Sy stryd het 'n doel dat die kerk moed sal skep, dat gelowiges deur liefde aan mekaar verbind sal bly en dat die gemeente die volle rykdom van insig sal ontvang, om die geheimenisse van God te verstaan. Christus self, soos wat hy in Kolossense 2 vers 2 verwoord. Dit is die hart van Kolossense 2. Paulus stry dat die kerk nie sal lui word nie, maar warm, lewend, liefdevol en vasgebind sal bly in Christus. Voordat Paulus bemoedig, waarsku hy. Sy waarskuwing is skerp, dringend, uiters relevant vir die kerk van vandag. Die eerste waarskuwing is teen misleiding. Hy sê in Kolossense 2 vers 4, ek sê dit sodat niemand julle met mooi klinkende redenasies kan mislei nie. Die laaste dae kerk word nie vernietig deur grove leuns nie, maar deur slim, aantreklike idees wat haalbaar lyk. Sy word mislei deur filosofie wat geestelik klink, deur tradisies wat godsdienstig is, deur kultuur wat waarheid verdraai. Paulus waarsku dat die kerk van die laaste dae nie deur vervolging sal val nie, maar deur subtiele misleiding wat Christus se unieke gesag ondermyn. Daarom roep hy ons terug na die suiwerheid van Christus alleen. Die tweede waarskuwing is teen louheid. Kolossense 2 gebruik nie die woord lou nie, maar die brief is vir die kerk van die Laodiseërs, die gemeente wat later in Openbaring 3 vers 15 as lou beskryf word. Dit is die kerk wat nie koud is nie warm is nie, maar gemaklik, selfversekerd, geestelik passief is. Dit is die kerk wat dink sy sien, maar heeltemal blind is. Wat dink sy is ryk, maar eintlik arm is. Wat dink sy sterk, maar heeltemal broos is. Louheid ontstaan wanneer liefde afkoel, wanneer verbondenheid breek, wanneer Christus nie meer die middelpunt is nie en die evangelie gemeng word met menslike idees. Paulus waarsku dat louheid nie 'n emosie is nie, maar geestelike toestand waarin die kerk haar vuur, passie en haar eerste liefde verloor. Die derde waarskuwing is teen wettisme, godsdienstige rituele wat Christus vervang. Paulus sê in Kolossense 2 vers 16, laat niemand julle oordeel oor wat julle eet of drink, oor feesdae, oor maane en sabbate nie. Hy waarsku dat die kerk maklik kan terugval in vorm sonder inhoud, ritueel sonder verhouding. 'n Lou warm kerk is dikwels 'n baie besige kerk. Sy het strukture, programme, tradisies, maar sy het nie die warmte van Christus se teenwoordigheid nie. Wettisme maak die kerk nie heilig nie, dit maak haar koud, hard en blind vir genade. En daarom roep Paulus ons terug na Christus, in wie die hele volheid van die liggaam woon, soos wat hy in Kolossense 2 vers 9 verklaar. Die vierde waarskuwing is teen geestelike arrogansie. Paulus sê in Kolossense 2 vers 18 dat daar mense is wat opgeblaase raak en ander mislei deur selfgemaakte spiritualiteit. Hy waarsku dat hierdie mense die kerk losmaak van Christus as hoof, soos wat hy in Kolossense 2 vers 19 beskryf. Wanneer die kerk nie meer vasgebind is aan Christus nie, word sy 'n liggaam sonder lewe. 'n Organisasie wat geen asem het nie. 'n Struktuur met geen gees. Daarom waarsku Paulus dat die kerk moet oppas vir enige invloed wat haar wegtrek van Christus. Wegtrek van liefde. Wegtrek van nederigheid en wegtrek van die kruis af. Maar Paulus los ons nie net met waarskuwings nie. Hy los ons met baie sterk, warm bemoediging, vol genade en vol hoop. Hy sê in Kolossense 2 vers 2, ek wil hê dat julle moet moed skep. Die laaste dae kerk het 'n innerlike vasberadenheid nodig wat haar staande hou wanneer ander val.
haar geloof behou wanneer die wêreld twyfel, wat haar laat aan liefde vasklou, wanneer kultuur verhard, vasberadenheid wat haar sal laat volhou in haar gebedslewe, wat haar getuienis sal behou wanneer die kultuur en die gemeenskap Christus verwerp. Hierdie moed is nie menslik nie. Dit is die vrug van Christus wat in ons woon. En dan sê Paulus, wees deur liefde aan mekaar verbind in Kolossense 2 vers 2. Die laaste dae kerk kan nie oorleef sonder liefde nie. Liefde is daardie vuur wat die lauheid verdryf. Liefde is die band wat die liggaam van Christus saamtrek. Liefde genees wonde, dit herstel harte en dit bou gemeentes op. Paulus roep die kerk terug na 'n liefde wat diep en opofferend, geduldig, nederig en vol genade is. 'n Liefde wat nie net praat nie, maar wat help saamdra. 'n Liefde wat nie 'n gevoel is nie, maar wat saam dien, saam opstaan. Paulus bemoedig verder deur te sê dat die volle rykdom van insig in Christus gevind word. Hy sê in Kolossense 2 vers 3, in hom is al die skatte van wysheid en kennis. Die laaste dae kerk soek antwoorde in kultuur en filosofie, selfhelp oplossing, spiritualiteit. Maar Paulus sê die skatte is in Christus, die wysheid, die kennis, die volheid, die krag, die hoop is in Christus. Die lewe is in Christus. Die kerk moet terugkom na Christus as haar bron, middelpunt, haar fundament en identiteit, waarheid en haar hoop. En dan bring Paulus die kern van sy bemoediging. Julle is volmaak in hom. Die laaste dae kerk voel dikwels gebroke, moeg, onseker, onderdruk. Maar Paulus sê ons is volmaak in Christus. Nie volmaak in onsself nie, of in ons prestasies of tradisies nie, maar volmaak in Christus. Dit beteken dat die kerk nie uit haar eie krag hoef te leef nie. Sy leef uit Christus se krag, sy genade, sy volheid en sy oorwinning. Christus se liefde en Christus se waarheid. Daarom is Paulus se boodskap aan die kerk van vandag 'n oproep, 'n waarskuwing en 'n bemoediging. Hy waarsku ons teen lauheid, misleiding, wettisme, arrogansie, die verlies van Christus as middelpunt. Maar hy bemoedig ons met innerlike vasberadenheid, liefde, verbondenheid, insig, wysheid en die volheid van Christus. Hy roep ons terug na 'n warm hart, 'n liefdevolle gemeenskap, vaste geloof, 'n helder waarheid en 'n lewende verhouding met Christus. Die kerk van die laaste dae hoef nie lauwarm te wees nie. Sy kan brandend wees. Sy kan liefdevol wees, sy kan nederig en heilig wees. Sy kan Christus gevuld wees. Sy kan 'n kerk wees wat die wêreld nie net sien nie, maar verander. Sy kan 'n kerk wees wat werklik leef. Sy kan 'n kerk wees wat nie net praat nie, maar saam dra. Sy kan die kerk wees wat glo. Luisteraars, neem vandag Paulus se woorde in Kolossense 2 as 'n persoonlike brief aan jou. Hy het vir jou gestryd, vir jou gebid. Hy het vir jou geskryf. Hy het vir jou gewaarsku. Hy het vir jou bemoedig. En sy boodskap bly onveranderd, onwrikbaar.
dat die geheimenisse van God se werk uiteindelik hierop neerkom. Christus in julle, die hoop van heerlikheid, soos Kolossense 1 vers 27 dit so mooi verwoord. Dit is die kern, die hartklop, die brandpunt van die evangelie. Dat Christus nie net vir ons is nie, maar in ons woon. Dat sy teenwoordigheid die bron is van alle toekomstige heerlikheid wat God oor sy mense beloof. Kom ons bid saam. Papa, ons kom aan die einde van hierdie program na U toe, as kinders wat U nodig het. Dankie dat U deur Paulus se woorde in Kolossense 2 vandag met ons gepraat het. Dankie dat U ons herinner het dat U vir ons stry, dat U ons dra, dat U ons roep om vas te hou aan Christus, die hoof van die liggaam. Here, ons bely dat ons soms lauwarm raak, dat ons liefde afkoel, dat ons moed verloor, en dat ons maklik mislei word deur mooi klinkende redenasies. Maar U is getrou, en U roep ons terug na die warm van U teenwoordigheid. Raak elke luisteraar aan, Papa. Waar daar moedeloosheid is, bring U nuwe vasberadenheid. Waar daar verwarring is, bring U helderheid. Daar waar daar isolasie is, bring U verbondenheid. Waar liefde afgeneem het, laat U dit weer brand. Waar die hart koud geword het, steek U dit weer aan met die vuur van U Gees. Laat elke luisteraar ervaar dat Christus is nie net vir ons nie, maar in ons woon, die hoop van heerlikheid, wat Kolossense 1 vers 27 so kragtig verkondig. Here, ons bid dat U sal help om vas te hou aan Christus alleen. Bewaar ons van misleiding, van wettisme, arrogansie, van alles wat ons losmaak van U. Trek ons nader aan U en bind ons deur liefde aan mekaar soos Paulus in Kolossense 2 vers 2 verlang het. Laat ons saam as U liggaam leef, nie as 'n gebou nie, maar as mense wat U hart dra. U waarheid uitleef en U liefde sigbaar maak. Seën elke luisteraar met U vrede. Seën hulle huise, families, hulle werk, hulle bediening, hulle gedagtes en hulle harte. Laat U lig in elke donker plek skyn. Laat U stem harder wees as enige ander stem. Laat U liefde sterker wees as enige vrees. En laat U genade groter wees as enige skuld. Ons gee aan U al die eer, Papa. Ons aanbid U vir wie U is. Ons bron, ons hoof, ons lewe, ons hoop. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen.